lekker saam oor Handelinge. En as jy nou onthou, ons nou al 'n paar keer gepraat het hoe Paulus oral waar hy kom in daardie bekende wêreld van sy tyd dat hy preek. Jy sal nou onthou dat ons nou hierdie twee verhale in Handelinge het. Een verhaal van die kerk wat groei, die kerk wat uitbrei, meer en meer mense voeg hulle by die Christendom. Parallel daarmee natuurlik die ander verhaal van swaar kry en vervolging en die tronk beland, lyfstraf. Hierdie twee verhale wat afspeel in Handelinge. Nou, as mens nou 'n bietjie verder lees in Handelinge en spesifiek nou Handelinge 20. Nou kry mens maar weer die verhaal van Paulus wat rondreis in daardie omgewing en oral waar hy kom preek. Maar nou die interessante is dat ons nou hier in Handelinge 20 lees hoe Paulus in die stad Troas kom. En hier gaan hy nou natuurlik daar waar 'n paar Christene reeds bymekaar is, maar nou lees ons spesifiek hier in Handelinge 20 dat Paulus preek. Maar dis nie sommer 'n gewone preek nie. Hy preek dat die spoeg so spat. En dit hou so lank aan dat ons nou hier lees hierdie preek tot na middernag aanhou. Nou lees ons die uniekheid, een van die jong manne wat aan die gemeente behoort, 'n ene man met die naam van Eutychus, sit so op die vensterbank en terwyl hy so luister na Paulus se preek, word hy waarskynlik so weggevoer en hy raak moeg. Natuurlik, onthou, die preek is hier na middernag nog steeds aan die gang. En dan raak hy aan die slaap en Eutychus val by die venster uit en is mors dood onder in die straat. Nou die verhaal gaan nou verder hoe Paulus dan nou afbeweeg na die straat toe, daar vir Eutychus kry, hy wek hom op uit die dood en wat gebeur volgende? Paulus het sy preek voort. Hy gaan gewoon aan om verder te preek, daar dieselfde aand nog. Ons lees dan nou so ewe die volgende oggend met dagpreek, stop hy die preek en daar vertrek hy dan nou verder. Nou, daar's baie te sê oor Paulus wat vir Eutychus opwek uit die dood, maar wat my hier ook opval, is natuurlik die ywer waarmee Paulus preek, onophoudelik. Nou wat sou vir Paulus tog so gedryf het, om so verskriklik met ywer en entoesiasme aanhoudend te preek? Ek dink daar is 3 redes. Kom ons praat vandag oor die eerste rede. By Paulus vind 'n mens 'n diep bewusheid van dankbaarheid. Dankbaarheid, gewoon omdat hy besef, die Here Jesus het vir my sondes gesterf. Die Here Jesus het my van al my sondes vergewe. Daarvoor is ek dankbaar. En uit dankbaarheid kan ek nie genoeg doen om ook te wys dat ek dankbaar is vir die verlossing in Jesus Christus nie. Deel van my dankbaarheid is om in die boodskap van Jesus Christus met almal te deel. Dis een van die motiverings waarom Paulus aanhou preek, tydig, ontydig, tot na middernag. Dankbaarheid. Dankbaar vir hierdie boodskap, wat hy die voorreg het om aan ander te verkondig. Die Here Jesus vergewe mense se sondes, en daarvoor is hy dankbaar. Hoe lyk jou en my dankbaarheid? Dankbaar as ons mekaar herinner, die Here Jesus het ook vir my en jou sondes gesterf. Kom luister 'n volgende keer verder na die motivering. Wat het Paulus gedryf?